gerus asseblief, jy kan die sal die kom sê, op so 'n manier kry jy geleentheid om ook diens te lewer hier by ons afgehoorskoot, by die kleerewinkel soek hulle vrywilligers. En dan 'n laaste afkondiging, in die saal is daar pakkies met was, dis toiletbenodiging, as wat ons 'n klompie wat pakkies wat gepak is en dan 'n klompie oorgebly, as jy vra vir iemand so 'n pakkie geskenk wil gee, in die saal is daar 'n klompie ekstra pakkies, kom kry gerus vanoggend teen en dan kan ons dit ook uitdeel en 'n verskil maak in iemand se lewe. Voorsitter, dis al die afkondigings, ek weet nie, dis die hardste wat jy dit nog ooit gehoor het in die kerk, my sê maar dit nie maak nie, draad nie die afkondiging. Ons gaan nou begin met ons erediens, jy het nou gehoor, ons koffiekerk na die tyd, kom kuier asseblief saam. Welkom by ons erediens, vanoggend Dr. Christo van der Merwe wat ons erediens lei, baie dankie, ons sien uit ook na die erediens, mag jy almal ook vanoggend waarlik beleef, dat die Heer van die kerk hier is, om ook met elkeen van ons te praat. Baie dankie, kom ons begin ons erediens. Ons sing ons, daar sy, dis 'n bietjie oordadig. Kom ons sing ons toetrede lied, Gesang 171, ons sing verse 1 en 2. Die Here sê vir ons, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Gesang 198, al drie die strofes.
Ons leer om te lewe, Romeine 12 vers 9 tot 21. Julle liefde moet ongeveins wees, verafskiet die kwaad. Hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry. Volhard in gebed. Betoon medelewing met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is. Treur saam met diegene wat treur. Wees ingesind onder mekaar. Moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in jou Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moenie niemand met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover is dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Maar, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie dit dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Ons het gehoor hoe God wil dat ons sal lewe. Wanneer ons dit so oor besef, ons het ons eie willig talle afdraaipaadjies gekies, net om dan verdwaald en koersloos rond te trap. Kom ons oormoedig onsself na voor God met alles van wat ons weet, soos die psalmdigter in Psalm 139 vers 23 en 24 doen. Ondersoek my, o God, U ken my hart, toets my, en ek ken my
ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie en lei my op die ewige pad. Wanneer ons voor God verootmoedig, verseker die Bybel ons op soveel plekke dat God ons vergewe waar ons dit met berou doen, bely. Luister hoe duidelik word in Jesaja 1 vers 18 gestel. Kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. As julle sondes rooi soos karmesyn, dan sal dit wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in God, in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons loof God drie enig nou met die sing van Gesang 454 verse 1, 2 en 3. Terwyl jy so bly sit, kom ons bid saam. Ons troue God, ewige almagtige hemelse Vader, hoe wens ons nie, ons het vanmôre 1000 tonge gehad om U mee te loof en te prys vir al U goedheid en al U seën
wat U so ryklik en so mildelik oor ons uitstort nie. Baie dankie, Here. Waar sal ons begin? Waar sal ons ophou? U seën ons elke dag, elke oomblik, met alles wat ons nodig het om te leef en om U te verheerlik. Open asseblief ons geestesoë, ons geloofsoë, dat ons kan sien en beleef hoe dat U die pad elke dag so met elkeen van ons loop. Geef vir ons 'n duidelike besef van U teenwoordigheid en van U genade en van U liefde. Ons bid vanmôre vir almal wat op ons voorbidding reken. Ons is dankbaar dat ons in U woord kan leer dat U weet wat ons nodig het, nog voordat ons vra. Wil U voorsien, Here, waar daar nood is. En waar U ons as instrumente kan gebruik. Open ons oë vir die geleentheid. Geef vir ons die vermoë en die gewilligheid. En geef vir ons die middele om te help, om 'n verskil te maak in U naam. Ons is skaam oor so baie dinge in ons eie lewe en ons vra vir vergifnis. Ons is skaam oor so baie dinge in die land waarin ons bly en ons vra ook, Here, wees ons genadig. Ons is skaam oor so baie dinge in die wêreld wat so ver buite U wil lê. So ver buite kan dit wat U bestem het vir die mens wat U geskep het. En ons vra, wees ons genadig. Wees nou met ons in hierdie erediens, gee vir ons die vermoë om te hoor wat ons moet hoor, om te sien wat ons moet sien, en voed ons so met die woord, dat dit vir ons lewe niet sal iets beteken. Dit vra ons met die vergifnis van ons sonde in Jesus se naam. Alles maar op grond van U genade, terwyl ons weet ons verdien niks. Amen. Ons skriflesing vanmôre, broers en susters, is 3 kort gedeeltes uit 3 verskillende briewe. Eerste is Romeine 12. En dan gaan ons 'n gedeelte lees uit 2 Korinte 3 van vers 18. En dan 'n paar verse uit Kolossense. Romeine 12 vers 2, die bekende woorde: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dan 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. En dit doen die Here wat die Gees is. En dan Kolossense 3 verse 2 tot 4. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Tot sover ons skriflesing vanmôre. Die Here se woord sê geseënd is elke mens wat uit sy woord lees en ook hulle wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Ons tema is veilig in die Here se hand. Nou, broers en susters, ek gaan nou vir u iets sê wat u goed ken. U is baie goed bekend daarmee. En dit is woorde wat ons baie in die kerk hoor, is woorde soos liefde
en genade en vergifnis, geloof. En daar's baie sulke woorde. En dis woorde wat troos, dis woorde wat bemoedig, dis woorde wat vir mense nuwe krag gee en dis woorde wat heel maak. Maar daar's natuurlik ook die woord sonde, waaroor die koffiekerk vanmôre ook gaan. En dis 'n woord wat ons net so baie in die kerk hoor, die woord sonde. Maar dink nou saam met my, waarvan praat ons wanneer ons die woord sonde gebruik? Die Bybel gebruik verskillende woorde waar sonde ter sprake kom. En ek wil aanvaar, almal van ons ken dit waarop hierdie woorde sin speel. Ons wêreld is vol daarvan. Daarom het ek gesê, u ken dit. Ons kry elke dag daarmee te doen. In ons eie land, in ons eie lewe, en ook in die wyeer wêreld. En dis woorde soos gierigheid, misdryf, misdaad, oortreding, ongeregtigheid, boosheid, kwaad en sulke tipe woorde. Oral waar sonde in die Bybel ter sprake kom, kry ons hierdie woorde. En dis woorde wat beskryf hoe 'n mens God se doel met jou lewe totaal en al kan mis. En elkeen van ons weet, sonde is alles wat nie in lyn met God se bedoeling en met God se wil is nie. Sonde is waar 'n mens in weerwil van die heilige gesag van God nogtans leef en praat en doen soos wat jy wil en hoe jy wil. En ons weet mos nou, sonde besoedel en besmet uiteindelik alles. Dit besmet mense se persoonlike verhoudings. Dit maak dat huwelike op die rotse loop. Dit verwoes gesinne. Dit raak soms hele gemeenskappe soos ons sien in die geweldgetuisterde gebiede. Ag, en u weet so goed soos ek, hoe maklik sonde 'n hele samelewing kan besmet wanneer misdaad en moord en korrupsie en bedrog 'n nuwe normaal van lewe word. 'n Goeie beskrywing van sonde wat ek teëgekom het is dat sonde soos 'n virus is. Maar anders as gewone siektevirusse, soos wat ons nou nie baie lank gelede te doen gehad het met hierdie wêreldwye virus wat almal kon siek maak. Dit sonde is nie goed, kom ons noem dit sondevirusse, wat geestelik en emosioneel verwoesting saai. Dis virusse wat werk soos wat Efesiërs 6 vers 12 dit beskryf. Ons lees daar, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Jy sien, dit is goed, waarvan gelowiges elke dag bewus van moet wees. Dis goed, die goed waarna Paulus in Efesiërs 6 verwys is onsigbaar. Net soos die virusse wat ons fisiese gesondheid bedreig onsigbaar is. Die goed waarvan Paulus praat, kan 'n mens nie sien nie. Maar sê Paulus, dis daar. En soos wat die mediese virusse 'n mens liggaamlik dodelik siek kan maak, maak hierdie sondevirusse waarteen Paulus waarsku 'n mens geestelik en emosioneel soms ook dodelik siek. Maar dodelik op 'n ander vlak.
Dis die goed wat verhoudings siek maak, en baie dikwels ook ons verhouding met God. Dis goed wat 'n mens 'n gesonde manier van dink verlam en wat 'n mens se verhouding met God uiteindelik so belemmer, dat sommige mense sê, weet jy, dit voel vir my, ek kan nie meer bid nie. Dis goed soos angs en jaloesie en hebsug en bitterheid en woede en skuldgevoelens en skaamte, wraakgedagtes. Jy ken mos daai bitter gedagtes wat ons denke so maklik binnendring. En dan gebeur daar mos maar net een ding. Dit infekteer jou manier van dink, soveel so dat jy innerlik ongesond en siek raak. Dikwels in so 'n mate dat 'n mens later nie meer redelik of sinvol of Christelik kan of wil optree nie. Laat my toe om te verduidelik. Kom ons vat as voorbeeld jaloesie. Wanneer 'n mens jaloesie in jou lewe toelaat, dan word die virus van jaloesie, as ek nou die beeld mag gebruik, deel van jou stelsel. En daai virus, daarvan kan jy baie seker wees, gaan nie net jou gesonde oordeel, jou nugter manier van dink aantas nie. Dit gaan ook maak dat jou gedrag siek en lelik word. Of nog 'n voorbeeld. As jy een van die mense is, wat as iemand eers aan jou verkeerde kant gekom het, daar bitter min kans is dat hy of sy weer aan jou regte kant kan kom, dan het waarskynlik die virus van bitterheid jou lewe binne gedring. En jy weet self waartoe 'n verbitterde mens in staat kan wees. Of dalk is jy 'n mens wat die seer wat iemand jou aangedoen het, oor en oor in jou gedagtes beleef. Jy loop en top en jy loop en dink. En as daai gedagtes, daardie seer, naderhand iets soos 'n wrevel in jou na vore bring, dan het 'n baie slegte virus die manier van hoe jy dink en voel binne gedruk. Of as 'n mens altyd net die slegste van alles verwag, dan het jy dalk iewers die virus met die naam negativiteit of klein geloof of ongeloof opgetel. Of dalk sukkel jy om te vergewe. En wanneer jou vergifnis, as jy wel probeer vergewe, nie werklik vir jou bevryding bring nie, dan het 'n gevaarlike sondevirus om iewers in jou kom tuismaak. En soos wat hierdie en baie ander sondevirusse in ons gedagtes en harte groei, word mense en gesinne en samelewings uiteindelik emosioneel en geestelik hoe langer al hoe meer ongesond en al hoe sieker. En so word verhoudings vernietig. En so maklik versprei so 'n virus ook na ander mense om hulle. Ek kan nie vanmôre na Christelike gemeentes toe vat, of moet ek eerder sê sogenaamde Christelike gemeentes, waar die verhoudings in daai gemeente so ongesond en siek geraak het, dat die hele gemeente geïnfekteer is. En die hele proses het begin waar een of ander sondevirus toegelaat is om te versprei. Het jy al gedink, my broer en suster, hoe sou die lewe gewees het sonder hierdie sondevirusse? Virusse soos bitterheid en vyhandigheid en negativiteit en kwaadwilligheid en jaloesie en kleinlikheid en al die dinge waarna die brief aan die Galasiërs verwys as die praktyke van die sondige natuur. Ons kan seker maar net raai. Maar dalk sou ons raaiskoot nie te ver verkeerd wees nie. Ek glo nie ons sou gevoelens van bitterheid en wraak en afguns so met ons saamgedraai het, dat dit uiteindelik jou lewe totaal en al verlam nie. Ek kan nie dink, ons sou ons tyd en ons energie gemors het met negatiewe en met afbrekende gedagtes en gesprekke nie. Onsekerheid, wraakgedagtes, jaloesie, afgunstigheid, vrees, bitterheid, die steur aan kinderstories en al die ander onbenullighede
sou nie deel van ons lewens gewees het nie. Maar wel liefde, vrede, rustigheid, vreugde, goedgunstigheid, ag, al die vrugte van die Gees. En nou kan dit nie anderster nie. 'n Mens moet vra, is daar so iemand? Iemand van wie dit waar is dat hy of sy heeltemal sonde virusvry is. En veral moet ons vra, is so sonde virusvrye lewe regtig moontlik? Veral in 'n tyd soos hierdie waarin ons leef. Ja, en dit weet ons almal. Natuurlik is daar so iemand. En so 'n virusvrye lewe of 'n sondevirusvrye lewe is wel moontlik. Dit weet ons ook. Die iemand se naam is Jesus. Jesus Christus. Hoor wat sê die woord van God oor hom. Christus was sonder sonde. 2 Korinte 5 vers 21. Ook lees ons, hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. 1 Petrus 2 vers 2. Johannes het 3 jaar saam met Jesus geleef, intiem saam met Jesus. En hy het tot die slotsom gekom. Daar is geen sonde in hom nie. 1 Johannes 3 vers 5. Jesus se broer Jakobus het hom die onskuldige genoem. Johannes 18 vers 38. Selfs iemand soos Judas Iskariot het volgens Matteus 27 vers 4 erken dat hy 'n onskuldige man verraai het. Pilatus, die regsgeleerde, kon in hom geen skuld vind nie. So het hy volgens Johannes 18 vers 38 in die openbaar gesê. Selfs die duiwels wat Jesus uit mense uitgedryf het, het sy unieke status so beskryf. Ek weet wie u is die heilige van God. Lukas 4 vers 34. Nie dat Jesus nooit versoek was nie. Inteendeel, Hebreërs 4 vers 15 is hieroor baie duidelik. Ons lees daar, hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoekings onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Jesus is as mens op elke denkbare en ondenkbare wyse versoek, beledig, te nagekom. Mag is hom aangebied, eer is hom aangebied, moedeloosheid het probeer om hom te oorrompel, koningskap is hom aangebied, maar hy het konstant geweier. In terme van ons beeld vanmôre, Jesus het konstant geweier om daardie sondebesmette virusse in sy lewe, sy manier van dink, sy wese toe te laat. Die Bybel is daaroor baie duidelik. Hy het gekom om sy Vader se wil te doen. Hy het kom wys hoe God se liefde lyk. En hy het kom wys wat vergifnis en omgee en ware lewe regtig beteken. En daarmee het hy homself van sy vroegste jare, sy vroegste kinderjare af besig gehou. Gaan lees gerus weer Lukas 2, wat vertel hoe hy as kind met geleerdes in die tempel geredeneer het. En so was dit ook deur die res van sy aardse lewe. Geen wonder, soos Markus 1 vers 22 dit stel, dat die mense oor sy leer verstom was nie. En nou leer die Here se woord. Luister mooi. Dieselfde gesindheid moet in ons wees wat daar ook in Christus Jesus was. As jy daai sinnetjie mis jy die hele punt. En dis hier waar elkeen van ons onsself moet afvra. Wat beteken dit nou vir my? Ek wat elke dag blootgestel is aan hierdie sondevirusse wat ons emosionele lewe en ons verhoudings en ons geloof so bedreig en dikwels so lam lê en doodmaak. Kom ons vra. Is 'n sondevirusvrye lewe moontlik? Ons het onsself geleer om te sê, nee, ek is tog mos maar net 'n sondige mens wat maklik struikel en val.
So ek gaan nie eers probeer nie. Ek weet ek gaan nie suksesvol wees nie. Ek kan tog nie iets wees wat ek nie kan wees nie. Is dit moontlik dat dieselfde gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in my, swak mens, kan wees? Ek sukkel juis dan om so te wees. My broer en suster, laat ek dit baie duidelik sê. Ons moet ons nooit laat mislei om te dink, so lewe is moontlik nie. So 'n manier van dink, om te sê so lewe is nie moontlik nie, is van die bose. God wil dat ek en jy sal weet, 'n sondevirusvry lewe is wel moontlik. Maar dan en hier moet ons versigtig wees. Dan gaan dit nie oor wat ek dink wat is moontlik en wat is nie moontlik nie. Dit gaan hier oor God. En oor God en dit wat hy in 'n mens se lewe kan doen. Daar's 'n groot verskil. Lees weer saam met my Romeine 12 vers 2. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle denke vernuwe. Let mooi op. Dit is wat God in ons kan en wil en sal doen, ons denke vernuwe. Met ander woorde, hy kan en hy wil en hy sal my help om op 'n nuwe manier, sy manier van te dink. Ja, as mens is ek gebore met 'n natuurlike vatbaarheid vir hierdie negatiewe sondevirusse, maar ek hoef nie onder die vernietiging van daardie virusse te leef nie. Dis die punt. Bekommer jy jou gedurig, is jy geneig om negatief te wees, dra jy swaar aan 'n bitterheid oor iets wat jou aangedoen is, jy hoef nie so te bly nie. Dra jy swaar aan 'n klomp skuldgevoelens en skaamte oor sonde en tekortkomings in jou lewe? Is jy geneig tot onredelike woede-uitbarstings? Jy hoef nie so te wees nie. Want God, en daaroor is die woord baie duidelik, kan en wil en sal dit verander. Ja, hoor mooi. God kan nie net 'n mens se gedagtes, jou manier van dink nuut maak nie. Hy wil dit ook doen. En as jy hom toelaat, sal hy dit doen. Het jy al gedink, wat sal gebeur as jy God regtig toelaat om jou gedagtes, jou manier van dink, nuut te maak? Dink 'n oomblik. Sal jy nog kan bly dink soos jy nou dink? Sal jy nog die soort taal gebruik wat jy nou gebruik? Wat sal verander as God jou op 'n nuwe manier, sy manier laat dink? Hoe sal jy byvoorbeeld oor jou verhoudings dink as jy God toelaat om jou manier van dink nuut te maak? Hoe sal jy oor jou manier van lewe dink? En oor jou plek in die kerk van die Here Jesus? Mag ek vra, en ek sluit myself hierby in, hoe is ons werklik met God in ons gedagtes besig? Vra ons nog wat ek wil noem die regte godsvrae? Wanneer laas het jy God ernstig gevra om jou verhoudings met hom en met die mense in jou lewe te verdiep, nuut te maak? Wanneer laas het jy hom gevra om jou deur sy gees te lei om nader aan hom te leef? Wanneer laas het jy jouself werklik daaraan verbind om God se opdragte uit te leef? Nie net te ken nie, maar te leef. Ons ken God se gebooie. Hier is nie een van ons wat nie God se gebooie ken nie. Die probleem kom, en jy weet dit so goed soos ek, waar ons nie volgens God se gebooie leef nie, en in plaas daarvan doen wat ons wil. En vergifnis? Is jy in staat om te vergewe? Onvoorwaardelik. Boog ons met alles in ons dat die gesindheid wat in Christus was ook in ons sal wees.
Iemand het een keer hierdie vreeslike ding gesê, en ek wonder of dit waar is nie. Hy het gesê, ons is eintlik van kleins af ingeënt met 'n baie flou vorm van Christendom. Die Bybel gebruik die woord lou. En daarom is so baie mense vandag immuun teen Christen wees in die volle betekenis van Christen wees. En hoe tragies is dit net nie as dit waar moet wees nie. Ek kan vir die een ding sê, broers en susters, as 'n mens regtig probeer dat God jou nuut maak, jou manier van dink, jou lewe, jou verhoudings, as jy bid daarvoor, as jy daarvoor vra, met opregte begeerte en met ware bedoeling, dan kan ek jy waarborg op grond van God se woord. God beantwoord sulke gebede. Lees weer saam met my wat sê 2 Korinte 3 vers 18. Dis die Lewende Bybelse vertaling. Die Heilige Gees, wat ook Here is, verander ons om al meer soos Christus te word en om al meer sy heerlikheid te weerspieël. Hoor mooi. God se verandering in ons lewe begin waar hy ons gedagtes, ons manier van dink nuut maak. En hoe gebeur dit? Ons sal nooit werklik weet nie. Hoe kan ons in elk geval ooit presies weet hoe God werk? Wat ons egter wel weet, is wat God van ons vra. En ons weet ook wat God se doel met ons is. En wat vra God? Dit sê Kolossense 3 vers 2 tog baie duidelik. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Dit beteken mos nou gewoon wees met Christus in jou gedagtes besig. Wees met sy woord besig. Wees daarmee besig elke dag. Leer dit vir jou kinders. En hou op om sondevirusse toe te laat om jou lewe en jou verhoudings te verwoes en verlam. Die geheim is eintlik baie eenvoudig. Die geheim is om God toe te laat om sy doel en sy plan vir jou lewe 'n werklikheid te maak. Die geheim is, laat God toe om toenemend, voortdurend, elke dag jou gedagtes, jou manier van dink so nuut te maak. Gee vir hom jou beste gedagtes. En sien en ervaar hoe hy deur sy gees jou lewe en jou menswees en jou verhoudings elke dag stukkie vir stukkie nuut maak. Maar en hoor my mooi. En dit beteken dat ons soos Romeine 12 vers 2 leer, ook moet onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en reg is. Met ander woorde, ons moet daarop fokus om God se wil te doen tot sy eer alleen. En ja, ook tot voordeel van mekaar. Leer 'n bietjie om voor jy self besluit op wat jy wil doen, hoe jy dit wil doen, net eers te stop en te vra, wat wil God dat ek sal doen? En doen dit dan. Wie van ons smag nie na 'n lewe van liefde en vrede en vreugde en rustigheid nie? Wie van ons geniet nie verhoudings waarin ons veilig en gekoester voel nie? Almal. Ons en ons kinders begeer dit en ons geniet dit, so glo ek. Wie wil nie elke dag blymoedig en positief en dankbaar leef eerder as bedruk en miserabel en bevoeter wat alle ander mense om jou ongelukkig maak? Wie wil nie elke dag naby God leef nie? Ek glo elkeen van ons. Maar daarvoor sal elkeen van ons groot en klein ons gedagtes op God moet rig. Daarvoor sal ons onsself daadwerklik as lewende offers vir God moet gee, soos Romeine 12 dit vir ons leer. Ons sal sy woord moet oordink
En dit wat ons daar leer, sal ons ernstig moet opneem en ons sal daar volgens moet leef. En ons sal ons gedagtes op hom moet rig, sê die Bybel. Ons sal moet leer om in elke situasie te vra, wat wil God? Nie wat wil ek nie. Van ons kant af sal ons alles in die stryd moet werp om te doen wat goed en reg en vir God aanneemlik is. En hier probeer ek nie sê ons gaan ons saligheid verdien nie. Ons kan nie. Dis als genade. Ek sê hier alleen maar net wat die Bybel sê ons moet doen as ons naby God beleef. En God, hy sê deur sy Gees sal hy ons elke dag stukkie vir stukkie nuut maak om te lewe tot sy eer. Steeds God se werk. En ons kan altyd weet, wie so lewe, is altyd veilig in die Here se hand, om aan te sluit by die tema. Amen. Kom ons dank. Here God, U ken ons wat U het ons gemaak. U ken ons deur en deur, elkeen van ons. U weet hoe maklik ons te veel van onsself kan dink. Leer ons wat dit beteken dat ons van U afhanklik is in alles. Werk asseblief so in ons lewe, dat ons kan hoor wat U woord van ons vra, dat ons kan sien wat die doel is wat U met ons lewe het. Leer ons asseblief, Here, van hierdie vrede, van hierdie geluk, van hierdie liefde, en hoe U genade lyk, wanneer U kinders U op U woord neem. Hierdie dinge bid en vra ons in Jesus se naam, alleen maar op grond van U genade. Amen. Kom ons sing as slotsang, gesang 527, ons sing vers 1 en 2. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal bly en wees. Amen. Gesang 541, die 3de vers.